Welkom terug, en vandag is ons by les 43, en het sê, God is my bron, los van hom kan ek nie sien nie. Persepsie is nie 'n eienskap van God nie, aan hom behoort die koninkryk van kennis, maar hy het die Heilige Gees geskep as die middelaar tussen persepsie en kennis. Sonder hierdie skakel met God sou persepsie vir ewig die plek van kennis in jou geestesdenke ingeneem het. Met hierdie skakel met God sal persepsie so verander en gesuiwer word dat dit na kennis lei. Dit is sy funksie soos die Heilige Gees dit sien. Daarom is dit in waarheid sy funksie. In God kan jy nie sien nie. Persepsie het nie 'n funksie in God nie, en bestaan nie. Maar in verlossing wat die ongemaakte handing behels van wat nooit was nie, het persepsie 'n grootste doel. Deur die Seun van God vir 'n onheilige doel gemaak, moet dit die middel word waarmee hy weer van sy heiligheid bewus word. Persepsie het geen betekenis nie. Nogtans gee die Heilige Gees 'n betekenis daaraan, wat baie na aan die betekenis van God self is. Geneesde persepsie word die middel waardeur die Seun van God sy broer en dus homself vergewe. Los van God kan jy nie sien nie, want jy kan nie los van God bestaan nie. Wat jy ook al doen, doen jy in hom, want wat jy ook al dink, dink jy met sy geestesdenke. As visie werklik is, en dit is slegs werklik in die mate waarin dit die Heilige Gees se doel deel, kan jy nie apart van God sien nie. 3 oefenperiodes van 5 minute elk word vandag benodig, een so vroeg moontlik en die ander so laat moontlik in die dag. Die derde een kan onderneem word op die gunstigste en geskikste tye binne jou omstandighede en gereedheid. Herhaal die idee vir die dag aan jouself met oop oë aan die begin van hierdie oefenperiodes. Kyk dan vir 'n kort rukkie om jou heen, terwyl jy die idee spesifiek op wat jy sien toepas. 4 of 5 onderwerpe vir hierdie fase van die oefenperiode is voldoende. Jy kan byvoorbeeld sê, God is my bron. Ek kan nie hierdie lesenaar los van hom sien nie. God is my bron. Ek kan nie daardie skildery los van hom sien nie. Alhoewel hierdie deel van die oefening relatief kort moet wees, moet jy seker maak dat jy die onderwerpe vir hierdie oefenfase willekeurig kies, sonder dat jy self besluit wat jy in of uitsluit. Vir die tweede en langer fase moet jy jou oë sluit, vandag se idee weer herhaal, en dan alle relevante gedagtes wat by jou opkom, op jou eie persoonlike manier by die idee voeg. Gedagtes soos, ek sien deur oë van vergifnis. Ek sien die wêreld as geseënd. Die wêreld kan myself laat sien. Ek sien my eie gedagtes wat soos die gedagtes van God self is. Enige gedagte wat min of meer aan vandag se idee verwant is geskik. Die gedagtes hoef nie 'n duidelike verwantskap met die idee te hê nie, maar hulle moet nie daarmee in stryd wees nie. As jy vind dat jou geestesdenke afdwaal, as jy begin bewus word van gedagtes wat duidelik nie met vandag se idee verband hou nie, of as dit voorkom of jy aan niks kan dink nie, maak dan jou oë oop. Herhaal die eerste fase van die oefenperiode en probeer dan weer die tweede fase. Moenie 'n lang uitgerekte periode waar tydens jy behep raak met onverwante gedagtes toelaat nie. Keer so dikwels as wat nodig is na die eerste fase van die oefeninge terug om dit te voorkom. By die toepassing van vandag se idee in die korter oefenperiodes kan die vorm varieer volgens die omstandighede en situasies waarin jy jouself gedurende die dag bevind. As jy byvoorbeeld saam met iemand anders is, probeer onthou om saggies vir hom te sê, God is my bron, los van hom kan ek jou nie sien nie. Hierdie vorm is net so van toepassing op vreemdelinge, as wat dit is op diegene wat jy dink nader aan jou is. Probeer trouwens om hoegenaamd geen onderskeidings van hierdie aard te maak nie. Vandag se idee behoort ook die hele dag deur toegepas te word op verskillende situasies en gebeure wat mag voorkom. Veral op die wat skyn om jou op een of ander manier te ontstel.
Pas die idee vir hierdie doel in hierdie vorm toe. God is my bron. Los van hom kan ek dit nie sien nie. As geen spesifieke onderwerp op 'n gegewe tyd by jou opkom nie, herhaal bloot die idee in sy oorspronklike vorm. Probeer vandag om nie enige lang tye te laat verbygaan, sonder om aan die idee van die dag en dus aan jou funksie te dink nie. Dankie dat jy hier is. Onthou om die les te oefen. Vergewe, sien anders, leef in lig.